pot gooi waar ons kreatiwiteit vier, stories ontgin en sinvolle gesprekke voer met kunstenaars, illustreerders, skrywers en skeppers van alle soorte. Hier koppel ons mense aan mekaar en aan die kuns wat ons lewens vorm gee. En vandag gesels ons met Zoe de Tooy. En dis ook vandag heel toevallig ons 50ste opname. So ja, dit is nou al 'n paar jaar mee ons besig. Ja, Voel so spesiaal. ja, ons vier jou. Ja, so vandag gesels ons met vir die van julle wat nie weet nie, Zoe is my dogter, my oudste dogter en sy het haar eerste debuut jeugroman uitgebring en ons wil graag 'n bietjie hoor wat was haar proses, hoe het sy deur dit alles gewerk en hoe sit sy vandag met 'n boek voor haar en ja, so, ek kan maar wegval, Lyn. Ons het 2 jaar terug het ons met Zoe gesels, toe sy nog in proses was en eintlik goed opdreef al. En van daar af was dit en van daar af het jy nog eintlik ook geskool intussentyd en dit is ook feitelik klaar, maar van hoe vertel ons net vir die ouens wat nou nie daai keer geluister het nie of vorige keer geluister het nie van net of mense te sê sy is 18 en wanneer het jy begin met jou boek? En waar het alles begin? En waar het jy aan die storie gekom? Die boek is nou al seker 8 jaar in die gang, amper. Ek wil sê, dis tussen 7 en 8, maar ek wil sê dit lê nou al teen die einde van 2025 baie nader aan 8 jaar as 7 jaar. En ek moet sê, ek is nie heeltemal seker wanneer ek begin het nie. Dit is iewers, hoe oud is mens as mens 11 is? Of wat 'n graad is mens? Jy is 11 wanneer jy 11 is. Dis 11. Wat 'n graad is mens wanneer mens 11 is? Ek is graad 6. Ja. Ja, graad 6. So ek dink ek het tussen graad 5 en 6 begin, maar ek het eers begin so 'n ander verskriklike snaakse en aardige storie. En toe het ek so side character wat vir my so baie interessant was. Ek is baie aandag blykbaar toe gewees en nou nog steeds. Toe besluit ek, hierdie karakter is nou baie interessant, kom ek skryf eerder net sy storie. So dit is eintlik waar ek vandaan gekom het. Hy was hierdie baie eenaardige side character gewees wat toe nog 'n man bun gehad en baie ouer was. Dit is al 'n bietjie Wat nie bekommernis uit 'n ma van 'n 11-jarige dogtertjie nie. ek weet nie waar dit vandaan gekom het nie, maar daar is geen meer sulke stories nie. Okay, maar dit sal nou meer aanvaarbaar wees, want jy is darm al 8 jaar. Fascinasie met iemand met 'n man bun. 'n fascinasie met iemand met 'n man bun. Oeg, dit was verskriklik geweest. Dan teken ek daai tyd baie sleg demonstrasies van hierdie dude en like it's a girl en ek kan nie uitfigure hoe om vir 'n ou man bun Vertel ons bietjie jou storie. Wat se genre is dit en wat is die ouderdoms jou teikenmark vir wie jy geskryf het? En was dit oorspronklik jou teikenmark gewees of het dit maar half organies gevloei soos wat jy geskryf het? Gegroei saam met jou gegroei. Ja. Wel, ek veronderstel die regte antwoord sal eintlik wees dat ek het 'n boek geskryf wat ek sou wou gelees het. So die teikenmark wat ook al mense dit nou wil noem, was eintlik nie spesifiek uitgedink nie. Dit is maar net ek het geskryf soos wat ek wou gelees het. En toe op die einde van die dag, draai dit eintlik meer uit van dit is iets wat enigiemand, ek sal sê van 12 en op sal kan geniet, maar as mens nou wat is die woord? As jy nou Dit in 'n boksie moet sit. in 'n boksie moet sit, dan is dit 12 tot 17 ouderdoms Okay. groep teikenmark. En die genre? Is fantasie. As mense nie kon sien van die groot draak wat voor op die Ja, ek dink boek dit is sit nie. Dis dalk 'n bietjie van 'n giveaway. Ek weet nie. as jy nou 'n opsomming van jou storie vinnig ons moet gee, waaroor gaan dit? Dit is 'n storie wat gaan oor
die een ouetjie wat nie meer 'n man het nie. Of die vader. Wat se naam Algon is en dit is 'n Engelse boek, so. En hierdie hele storie gaan daaroor dat na hulle, wat is die woord in Afrikaans? Jy kan. Ja, Ek ek is- dink in Engels Ek is baie Engels op die stadium. Waar hulle uit hulle tuisland uit moet vlug, na dit oorslaan is in 'n groot oorlog en dan soek hulle nou hulp by ander klomp mense wat ook glad nie met mekaar oor die weg kom nie. En dan van daar af gaan dit maar net aan. Hy en die vriende en hulle gaan op hierdie groot baie moeilike avontuur en op die einde van die dag kan ek nie alles vir julle verduidelik nie, maar dan Ja, Is ek daar wil nie nie die hele veel van- storie weg. ek kan nie die hele storie weg Okay, nie. So maar kan ek het 'n verskoning om kripties te wees. ek wil baie graag net hier agterop die sinopsis lees. Ja. So die storie se naam is The Chronicles of Acreo, A Kingdom Besieged. An old enemy stirs in the shadows. A new era has dawned. Peace and prosperity has come to an end, and the age of silence is over. As Gabriel, the ancient monster, looms up out of darkness, he prepares to seek vengeance on his chosen people of Elohim, Nie wat wees. seeking the one thing he believes will elevate him to the level of a god, klein lettertjie, eternal life. As a new defender rises up out of the ashes of his home, chosen by Elohim, Algon and his dragon riders must seek aid from their long-standing enemies in the east. They must stop Gabriel from claiming the forbidden land that lies at the heart of Acreo, lest he should claim the tree of life as his own. Can they learn to trust one another and Elohim? How will those who were once enemies learn to stand firm to defeat Gadriel's hordes? And will Algon finally learn to surrender? Or will the world be plunged into darkness, a darkness such as the world has never known? Ja, ek moet sê vir ek is nie vertroud of ons het nou maar groot geword met Tolkien en daai dit was maar Pratchett. ja, die Pratchett en daai so dit was ook maar die laaste toe ek seker nou op universiteit was daar rond. Dink ek. Die laaste wat ek wel fantasy gelees het en ek het nie eintlik regtig ek is nie vertroud met fantasy jeugliteratuur soos moderne jeugliteratuur nie. En toe ek nou begin lees, I was a grip. So dit was regtig selfs vir 'n baie ouer teikenmark was ek wou graag weet wat gaan volgende gebeur. En dit is mooi geskryf en baie goeie taalgebruik en ja, dit is gripping en ek is opgewonde daaroor. So dit is ook aangrypend vir ouer mense. Ek dink nie mense hoef noodwendig 'n tiener te wees vir dit. Ja, dit is maar net hoe dit bemark, want ja. Ja, jy moet dan moet dit Infinity is teikenmark. Infinity is apparently nie 'n teikenmark. Want die boekwinkels moet weet waaronder hulle moet Waar adverteer het en met waar gaan hulle waar het dit geplaas ja, want dit is 'n baie praktiese eintlik 'n heel praktiese. Wel, die ander opsie is dat ek word net baie suksesvol, want ek bedoel Tolkien en Ja, hulle C.S. Lewis het wel eie rakke in die boekwinkel. ja, so ons kan dit ook Ons dit sê hoop so ook, groot probleem pas ons daar nie. Maar droom Ja. groot en ja. Ja. Ek dink wat vir my nogal mooi is ook 'n mens kry nie dit sommer nie is die verskillende illustrasies wat Ja. reg deur die boek. Ek weet nie of julle kan sien nie, ek blaai net so binne. Die illustrasies wat reg deur die boek ook ingesit is en wat nie net in swart en wit is nie, maar wel ook in kleur. Ja. Dis vir my rarig, dit is maar net baie spesiaal en ek wil net noem, ek het geen deel gehad aan die proses of produksie van die boek Ja. nie. Zoe het absoluut hierdie op haar eie gedoen. Sy het dit ook self befonds. Self al die onderhandelinge gedoen met die taalversorger, die editors, met almal. Hierdie is vir my gedeeltelik 'n goeie getuigskrif van tuiskool wat ons regtig meeste van die werk in Zoe se hande gelos het, sodat sy kan leer hieruit omdat dit deel is
hoe maar dit haar toekoms is. Sy wil graag 'n skrywer en illustreerder wees. En ek het net gevoel dat as ek en my man hierdie of oorvat of doen vir haar, is daar nie regtig, dan gaan die volgende keer eintlik maar net, dan moet sy dit weer van voor af leer. Maar as sy net van die begin af self leer om dit te doen. So ek wil net sê ek is baie trots op jou, want ek dink dit sit in elke ou aan die besigheidskant om dit sommer net van begin tot einde op 17, want jy was 17 toe jy begin het met die proses van onderhandeling en produksie. So dit is regtig vir my 'n wonderlike mylpaal vir jou op baie jong ouderdom. Vertel ons 'n bietjie van die proses, hoe jy die mense in die hande gekry het en wie, waar en hoe, want ek weet, soos wat ek ook nou maar op al die tuiskoolgroepe adverterings so en is al klomp mammas wat my kontak, wat my privaat kontak en vra, Hoe het jy dit reg gekry? hoe het jy dit reg gekry? My kind het ook 'n boek geskryf, of wil ook graag skryf, of gaan ook eendag skryf, of wat ook al, maar ek het nou al soveel vrae moes beantwoord, so vertel ons bietjie, wat was jou proses gewees, wat kan jy onthou, want ek weet dit gaan ook so vinnig, jy weet, dit is elke dag iets anders. Ek weet die laaste maand was nou nogal druk en nerve-wracking gewees eintlik, want 'n mens wil graag alles uitkry en regkry voor die jaar. Van druk. Die druk van die druk. Druk van die druk. Ja. Omdat dit eintlik, hierdie tyd van die jaar is dit maar moeilik. Weet, Desember is moeilik om 'n drukkery te kry wat nog werk invat En skoolwerk klaar te kry. en skoolwerk. Wat En ek sy- nie gedoen het. Ja, en maar sy het ook Dit sê. sy het ook geld gehad wat vas belê was waarvoor sy, dit was eintlik die probleem gewees vir die druk en alles van die boek, het sy geld gehad wat vas belê was, wat sy 30 dae voor moes gewag het. Want jy kan ons ook vertel hoe jy dit self befonds het, want dit is ook nogal 'n interessante deel. Ja. Wel, as ons kronologiese orde, Ja, dat ons inderdaad. aanhou. Ja. Dan sal ek sê dit seker begin laas jaar toe ons werk gekry het by MML en dit is 'n groot maatskappy en meeste van die kinderboeke, of nie kinderboeke nie, al die leer, Skoolboeke. ja, die leer soort van Opvoedkundige handboeke. opvoedkundige handboeke wat mens op jou eie by boekwinkels kan koop, word seker deur MML gedoen. Dis daai eerste lees stories en daai, dink as mens die boek vir iemand wys, sal almal dadelik weet waarvan ons praat. Maar Ja, readers. ja, daai readers, maar en ons het werk gekry by hulle en my eerste paar was baie sleg geweest, maar Nee, wat, ek dink dit was Regardless. fantasties hulle het jou teruggevra. hulle het my teruggevra, maar is baie sleg geweest. Daai stories is toe nooit gebruik geweest nie, hulle is almal Hulle gaan skryf van die wees. skryf. Maar dit was nie oor die illustrasies. Ja, nee, dit Hulle het nie die kontrak gekry. ja, hulle het die kontrak moes afgeskryf vir die publieke skole. Maar toe die ene storie is en toe, ek kan nie onthou hoeveel het ek in totaal nie. Ek dink in die begin het ek 5 boeke gekry en toe het ek Ja. nog 3 gekry onderaan. Ja. 'n bietjie na dit. En toe se paar maande later toe het ek nog 2. Maar was jou teks toe al klaar geskryf? Nee, ek dink nie dit was nie, maar dit is regtig Jy goeie. het eers in my maand jou boek klaar geskryf. Nee, ek wou toe en ek was nie heeltemal klaar daai tyd gewees nie. Ek dink ek het in Julie klaar gemaak. O ja, jy's reg. Want ek het so 'n papiertjie gehou wat ek elke dag geskryf het hoeveel woorde baat trek ek met die word count en dan die datum geskryf. So dis 'n soort van hoe ek trek gehad. So ek dink ek het soos die 22ste Julie klaar gemaak. Okay. Maar so ja, in daai boeke toe is dit alles afgehandel en toe moes ons eers met hulle sukkel dat hulle nie R7,000 se belasting aftrek So dit. nie. Dis dit. Dis as jy werk voor jy 18. Ons het nie geweet jy's nog nie 18 nie, nadat ons 300 vorms ingevul het wat sê waar ons bly, hoe lyk ons, hoe lank is ons Wat is ons DNA in dit groep? Ja, is ons wit of is ons swart? Dus so dit was 'n baie flou verskoning geweest, maar en dis alles dit uitgesorteer gelukkig en alles is betaal soos dit moes wees en toe het ons dit weggesit en of dit wat nie gebruik was intussentyd nie is weggesit gewees en toe die boek uiteindelik klaar is, voordat ek klaar gemaak het met die boek of net na dit, toe kom ons in kontak met Tamanya wat 'n vriende van ons wat hier by die pad af bly, hulle ken haar
En sy het ook 'n boek geskryf, sy's 'n paar jaar ouer as ek is. Sy's 'n klein boekie geskryf wat ook te koop is, ek dink op wat sit exclusive books, ja. En ek het haar boek ook gelees. Haar is ook 'n Engelse boek. Haar broer het die cover gedoen, cover layout. En sy het my toe in kontak gesit met Lavender Moon Publishing. So hulle het my 'n ISBN nommer gekry wat ek toe later geleer het ek self kon gedoen het. Maar dit is ook Dis 'n leerproses. Dit was 'n leerproses en dit was baie makliker geweest. Ek moet sê, want dit was net klomp goeders wat ek eintlik nie voor kans gesien het op my eie nie. Ek sal noem hulle is nie 'n publication of 'n publishing house nie. Hulle is meer soos 'n middelman agent en hulle Dis baie van hulle. ja, hulle Dit is help baie baie keer. so hulle werk basies. Hulle sê jy kort hier's vir jou 'n nommer, jy kort daai, hier's vir jou 'n nommer. Jy wil jou boek in 'n winkel kry, ons gaan met hulle praat vir jou. Hulle werk as agente. So en hulle kry sê maar ek weet nie hoe baie nie, want hulle sê nie, hulle verduidelik nie regtig nie, maar hulle kry sê maar 'n kat van wat ook al vir daai mense betaal word. Jy betaal hulle nie apart nie. So en toe het ek in kontak gekom met 'n editor deur hulle wat my goed gehelp het en toe ek het so sleg gevoel halfpad deur die proses. Toe raak hierdie arme editor baie moeg vir my wat nie voor die tyd deur die boek gelees het en die foute uitgelig het nie, want toe skryf ek nou al tussen net so onder 2 jaar aan daai net so onder 'n jaar aan daai nuutste weergawe. Ek het ook iewers in die begin van die jaar het ek heeltemal oor begin. En toe het ek nie weer deur dit gelees voor ek dit vir hom ingestuur het nie, want ek het nie kans gesien nie. Ek was lui geweest. Dus stuur ek dit vir hom en dan edit hy 'n chapter, dan stuur hy vir my die chapter terug, dan fix ek alles wat ek nie van hou oor hoe ek het geskryf het en al die story plots, dan stuur ek dit vir hom terug, dan moet hy dit weer edit. Dis sê, weet jy wat? Vat die boek, gaan edit hom klaar en dan stuur jy hom weer vir my. Arme mens. Arme man. Maar ek moet sê hy was baie nice geweest daar. Hy het my nie ekstra gecharge nie. Goeie ding. Wat ongelooflik is, want gewoonlik as iemand heeltemal oor begin met iets charge jy van voor af. Ja. Ek dink ek wil hierdie kind eintlik net uit my lewe uitkry. Sy gaan my baie meer kos as wat sy my betaal. Maar anywho, so dit is toe gedoen. Ons het hom ook halfte voor die tyd en halfte na die tyd betaal wat ook gehelp het. Dat ons want die editing moet ek sê is duurder as layout. Die layout het ook toe 'n bietjie opgegaan want ons het klomp veranderinge en goed gemaak. Wat eintlik meer misverstand was as veranderinge, maar ja, dit was ook maar my skuld gewees. En so toe sit klaar geëdit en toe klaar geëdit is, toe druk ek 'n kopie van die geëdite. So het jy vir hom jou teks in Word gegee? Ja. Want dis wat baie mense vra en hulle dink kan hulle dit nou maar net uitlê in Word. Dat jy kan nie net Ek het nie die layout gedoen nie, so ja, dit moet deur kan professionele die mense. Olga het die uitdag doen. Mense kan dit self doen. Ek sien nie kans vir dit nie. Nee. Dis een ding Nee, wat ek dis graag nie baie wil doen. Dis 'n ander Dis 'n ander dis loopbaan. Dis 'n ander Ja. skill set en ek het baie Ja. wat ek aan werk. Dis nie een van hulle waarna ek belangstel. Dit te vorder. Ja. So ja, dit het my geld gekos maar dit het my teen baie tyd gespaar in the long run. So, maar anywho, toe is die editing gedoen, toe print ek dit uit, toe gaan ek deur dit en ek highlight en ek maak reg en ek trek dood en alles daai en toe gaan sit ek met daai gemerkte papiere vir die rekenaar. En toe moet ek nou eers uitfigure waar sit wat, terwyl dit besig is om op te skuif, want soos wat jy goed verander en skuif alles op, dan kan jy nie net paragrawe op 'n bladsy tel nie. Dat ek baie vinnig ook uitgewerk. Ja. So dit het ek toe gedoen en toe stuur ons dit vir die layout designer toe ons dink alles is nou reg. En sy het toe begine werk. Sy was ook baie besig geweest op die tyd. Sy het 'n rukkie gevat. En toe naby aan die einde, toe het begin lees in die boek. Toe sê hy, nee hoor, jou editor het goed gemis hierso. En toe kom dit nou uit ding wat ek nie eers geweet het nie van UK versus US spelling. Ek weet meeste mense gebruik UK spelling, maar ek het ook besef, ek dink baie mense weet nie dat daar is 'n verskil in sekere woorde nie. Want ek het eintlik maar leer skryf van wat ek lees af. So dit wat ek geskryf het is wat ek meeste hoe ek goed onthou het van boeke af. So as ek
geskryf het, wat ook al travel is, dan het ek 1L gebruik en dis wat almal doen. En baie min Ja, mense editor gebruik het nie dit opgetel. Ja, ek het dit nie opgetel en ek dink niemand kyk meer regtig daarna nie. Ek dink almal gaan soort van net met die woorde wat almal weet is UK en dan die res wat soort van minder wel gekend is, well known is, sit hulle maar net in whatever. En want toe kom ek agter, hier's baie woorde wat soos in US, soos in Amerika is dit 'n woord en oral anders is dit nie eers as 'n woord geskou nie, dis eintlik slang. Maar die Amerikaners sien dit as 'n woord. Maar ek blameer jou ook nou nie. Jy was besig met Cambridge Ja, Engels dis ook nog dit. tot en met in die begin van hierdie jaar en toe staan jy oor GED toe wat heeltemal Amerikaans is. So jy het eintlik inderwaarheid 2 Ja. matrieks gedoen in Engels, een Brits en een in Ja. Amerikaans. Maar dit hier's nou is- die ander storie is, ek het Cambridge Engels gedoen en ek is baie seker ek het Amerikaanse spelling gebruik vir baie van hierdie goed wat want in UK moet daar 2 L'e wees en in US is daar 1 L vir meeste van daai woorde, enner woorde. Maar Miskien wonder ek net graag in wat ek wil weet is hoe sou jy sê het ander boeke wat ons het so 'n bietjie daaroor gepraat, maar hoe in 'n meer en 'n mindere mate het boeke wat jy gelees het jou beïnvloed of was dit baie groot invloed? Het dit 'n baie groot invloed gehad? Ek weet nie wat mense gaan kwaad maak nie. Ek is baie goed met steel. Ek steel van oral af idees en goeters. So ek weet hulle sê ook dat 'n goeie skrywer weet om baie goed te steel. Ek steel baie kunstenaars. meeste van stories af, nie noodwendig van boeke af nie, maar stories, audiobooks, flieks dink ek is 'n groot een. So, en dis is want as 'n mens dit nou gaan afbreek in nie die Afrikaans vir tropes is nie, nie dinge. nee. Okay. Maar as jy dit nou gaan afbreek in tropes en ek het goed van Avatar af, ek het goed van Lord of the Rings af, ek het goed van Hobbit af, ek het goed van 'n baie groot verskeidenheid van mense af, C.S. Lewis, al die mense. Ja. Ek wil sê, wat is die ander een wat ek ook baie geniet het? Ja, Raymond Defoe is definitief. En Ja. ek het opgehou om sy boeke te lees op 'n stadium, maar ek wil nog steeds sê dat sy skryfstyl het eintlik die grootste Brian Kodawa. invloed op my skryfstyl gehad. Brian Kodawa baie minder. Dit het regtig eintlik te laat in die einde ingekom vir my om regtig daar te veel te trek. So ek wil sê so bietjie, maar nie so baie as die ander nie. En met klomp ander stories. Ek dink nie eers ek weet waar ek oral getrek het nie. Dit is Dis maar 'n mengelmoes van enige kreatiewe ek dink tot BFG. Ja. Hoe het jy geweet hoeveel woorde en hoe dik, want as ek nou dink ek's nou selfs, dan dink ek goed, hoeveel het jeugboeke? Hoe het jy min of meer geweet Hierdie is eintlik 'n kort boek. Volgens my sussie is hierdie boek baie te kort. Hoe weet jy min of meer wat is word count vir watter verskillende genres? Al wat ek weet is vir jeugliteratuur, vir iets om geklassifiseer te kan word as 'n novel, weet ek moet dit minimum 50,000 woorde hê. Hoe het jy dit uitgevind? Brandon Sanderson en 'n paar ander mense. So Het jy maar hulle YouTube kanale gekyk of hoe? ek kan nie onthou Het jy navorsing gedoen vir Het jy navorsing gedoen? Ek het Ja. daar's so een YouTube kanaal wat ek baie na gekyk het, Abby Emmons, ek weet nie, sy doen ook 'n podcast met haar sussie en hulle albei skryf. So dit is maar so en ek dink sy het op 'n stadium gepraat van Brandon Sanderson of op 3-point perspective. Het hulle ook daarvan gepraat en wat ek hier en daar stukke van sy want hy gee klas by universiteite en dan praat hy oor skryf en ek dink hy het gesê 50,000 woorde is die minimum, maar die meeste van syne is redelik langer, want sy boeke is so dik. En syne kom nader aan 100,000. En hoeveel is joune? Dis 70,000. Okay. Jy het nou gesê jy het boek gehou of tred gehou van
hoeveel 'n dag? So het jy vir jouself 'n bietjie van 'n skedule gehad van ek moet elke dag 1000 woorde of 20.000 Ek het, skryf, ek het, min of meer. Om jouself net 'n bietjie ek het die idee gehad dat ek wou doen, maar ek het geweet ek gaan dit kan doen. Ja, maar jy min of meer, Want- weet jy bietjie. Ek het volgens Brandon Sanderson, dit is nou vir, wat sit, ek dink in November, is dit, ek kan nie onthou wat se maand dit is, ek dink is November, wat hulle, novel in 'n maand skryf. Dit Ja. is dis 'n challenge wat almal doen Ja. elke jaar. Jy skryf novel in 'n maand Okay. en hulle het uitgewerk Lekker uitdagings soos Inktober, maar om net dit vir te skrywers. maar ja. om dit te doen, om 'n novel in 'n maand te skryf, dit moet 50.000 woorde wees. So 1700 woorde 'n dag. Okay. En dis baie. Dit is baie. Dis Ek het verskriklik. baie hard probeer om daarby uit te kom elke dag. Ek het nie, dis ook gedeeltelik omdat Okay. ek nie in 'n maand klaar gemaak het nie, het my 'n paar maande gevat. En party dae is ek baie produktief gewees en ander dae is nie so Ja. produktief Ja, gewees ek nie. dink 'n mens raak uitgeput en dan is jy net so half, jy het nêrens om uit te Ja. tap nie. Jy kan Ja. net nie meer, jy's getap. Dit is hoekom ek so baie flieks kyk. Ja. Ja. Het jy gevoel partykeer okay, nou het ek kyk dit is nou maar 'n normale ding ook van kreatiwiteit op tyd hoe jy dag en dan oeps, dan gaan jy. Het jy vir jouself gesê op 'n sekere stadium want toe jy nou agterkom okay, hierdie ding is nou klaar of amper klaar. Ek gaan nou net sit in hierdie storie of jy nou lus is daarvoor of nie. Het jy sulke oomblikke gehad wat jy meer van 'n dissipline was wat jy gesê het okay, ek gaan nou hier klaar maak want ek moet dit nou somewhere along the line klaar maak. Weet jy of het jy Net die ek wou dit net klaar maak. Okay. Ek het nie So daar was 'n groot Dit motivering. was nie net van En dat ek myself moet vreeslike forceer om iets te doen, ek wou dit klaar maak. Ja. Ek dink wou- ek dink daar was- die einde was so Ja. naby gewees. Ja. Want dit was regtig iets gewees wat ek weet sy wou deursien. Ja. So ek weet vir 'n feit daar was dae gewees wat sy regtig dit moes wat diep moeilik. gegrou het vir Ja. dit. Vir dissipline van sit op jou alie en maak klaar. Ja. Ja. Maar ek dink ook sy is baie gemotiveerd gewees. So daar was in die minderheid dae gewees wat sy haarself regtig moes motiveer om dit te doen omdat sy nie regtig dit voel nie. Ja. Ek het nooit nie gevoel nie, dis die Ja. ding is Gelukkig. enigiets wat uit te waai met my storielyn, die karakters, enigiets wat voor dit Okay. beweeg. Ja, nou sy nie skryf nie, het sy geteken. Ek het nog Ja. nooit regtig 'n lack of motivation gehad nie. Ek Ja. het dae gehad dat ek gevoel het ek wil nou net klaar maak, maar Ja. dit was nooit van Ek wil nou nie ek skryf. wil nou nie skryf nie. Dit was dae Ja, wat ek nie ja. kon nie, want ek kon fisies nie. Ek het gaan sit Ja. voor die rekenaar en gaan Dan kom maar net niks. dan Ja. kom maar niks nie, maar ek het so baie vriende en vriendinne gehad wat oor die jare gesê het, ja, hulle skryf boeke en dan 'n jaar later vra ek vir hoe gaan dit met die boeke? Hulle sê ja, Hulle Wat het se net boek? nooit. ja, Ja. want dit was regtig net soos 'n passing, Feit. fleeting Ja. fancy. Dit so Ja. Nita was besig met 'n boek gewees, Lange was besig met 'n boek gewees. Almal skryf, everyone in Ben's dog skryf boeke. Niemand maak dit is klaar so. nie. Ja. Ja. Dit was net iets wat ek altyd wou doen. Daar was nooit 'n oomblik, twyfel. daar was nooit 'n Ja. oomblik gewees dat ek gewonder het of ek hierdie nou wil doen nie. Dit Ja. is net dit was daai ding van soos wat jy opstaan in die oggend en soos ek moet seker my tande borsel want dit is iets wat mens doen. Dis hoe dit vir my gevoel het. Is mens eet en mens slaap en mens lit en mens Skryf. eet. En Ja. mens skryf. En En jy teken. teken en jy Ja. teken. Ja. So daai is weer eens so om vir baie net weer daarop te dui is maar jy's baie gelukkig want jy kan ook teken. Baie mense kan nie teken nie en dat die illustrasies was 'n groot deel van jou storie. En Ja. watter rol het jou illustrasies vir jou en watter rol het die illustrasies gespeel rondom karakters en meer skryf of minder was dit iets wat regtig hand aan hand geloop het of Ek wil Of weet baie keer ja. het jy eerder meer of gehou om te teken. Ek wil eintlik net die hele tyd teken en ek Ek- wil nie klaar geskryf. Maar wat ek wil sê is wanneer ek gesukkel het met skryf en dit was baie dis hoekom ek 5, 6 keer oor begin het met die proses is want ek kon nie skryf nie. Ek het gedink toe ek 11 was het ek gedink ek is die beste skrywer op aarde. En ek is so hartseer en so bly op dieselfde tyd dat ek nie meer my eerste Is jammer jy het nooit daai gehou en ek het gedink ek het dit gehou want ek het in 'n ou skoolboek gehad, ek het my hardeband lyntjies papier skoolboeke en ek het oor 100 bladsye gehad om te skryf. Is jammer jy En het dit was crazy geweest. Dit was all over the place geweest. En my spelling, my grammar, my sinstruktuur was horrendous geweest. Ek het gedink ek is soos best thing since sliced bread. Dis baie jammer jy het nie meer om dit is 'n ou So, ding gewees. Ja, dit sou. Maar dit was baie snaaks geweest. En ek moet sê, baie dae was ek soos ek kan nie skryf nie, so kom ek teken. Of Ja. ek
weet nie wat om te skryf nie, kom ek teken of ek wil weet hoe lyk kom ek teken net, want baie keer was dit net daai storie van ek kon nie iets regtig mooi conceptualize in my kop nie, ek kon dit nie regtig sien nie. En dan was om dit te teken ook 'n manier vir my om die wêreld uit te bou. Dit het my baie meer lewendig laat voel. Ja, Dis van ek vra van sommer terwyl jy praat oor die wêreld wat ek wil net die kaart hier so deel met almal. Ek dink ek gaan so 'n bietjie klein en dof wees, maar Hy is eintlik maar bietjie dof. Weet ek Ja. was gewoon. maar ja, daar's 'n hele Vreeslike oulike kaart met hoe die wêreld lyk en Ja. map of Acrio. Ja. Ja. En daai net ook toe baie kleiner uitgedraai want hy gaan hierso so by die bladsy uit. Mm. En oorspronklik het ek alles so in een bladsy in probeer pas en toe dog ek Ons is terug. wel Ek teken kan altyd besig om te bysit. So, Ek kan hom maar hierdie altyd kopie, op jammer, die ek gaan rand dan sit nou en vinnig aan. aanteken Ja, as ek Hierdie raak. kopie nou regtig het, wil en wanneer jy aankom. Sy datum staan nie voor. Dit was die 9de Desember. So hierdie dis is net nou die dan. hierdie is die proefkopie. Ja. En dan van hier af gaan jy het nou al jou goedjies reggemaak en dit klaar gestuur. Jy's Ja. nog baie gelukkig dat die drukkers, jy was net betyds by die drukkers want die Ja. drukkers Maak die submissions maak toe die 8de Desember. ja. Hierdie het die 9de Desember hier aangekom. Ja, en wat gelukkig was jou aangetal daar so hulle kan jou boek nou druk. Net aangaan, ja. 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 Maar ons vertrou hy gaan nie voor Kersfees aankom nie. Ja. Vertrou hy gaan. Okay. Ja. Sy vertrou hy gaan. Ja. Maar dit is okay. Ja. En jy is ook 'n lid van die Children's Book the Society of Children's Books Writers and Illustrators wat jy by aangesluit het en wat ons al baie oor gepraat het. Ons moet ook Skippy noem en die honde wat saamgesels. Wat 'n rol het hulle vir jou gespeel in hierdie in jou proses? Ek moet sê ek het baie goeie advies gekry. Ek het ook ons het naby aan die einde het ons ook ek en Lavender Moon het ons ook ons het apart ons Ja. baie het gesplit. Jy het En dit was nou net gesien? ek wou vinniger druk as wat hulle Ja. kon in die jaar. Voortdeel. So dit was nie eintlik enige issues gewees nie, maar ek wou dit gedoen kry voor die einde van die jaar en hulle sou eers whenever in Januarie weer kon oopmaak want hulle hulle stoorhuise beskaak toe gewees. So dit sou nie gewerk het nie. Maar ek het by sekere lede daarso het ek ook 'n crit gekry, baie nice crit. Met hulle die boek gekritiek het en almal wat daar was gemengde opinies gewees, ek moet sê. Want halfte van die of meer as halfte van die mense het gesê my italics maak hulle verskriklik te mekaar. En dan was daar een tannie gewees wat gesê het nee, sy is mal oor dit. Ja. Sy like dit baie. Ja, dis oulik geweest. Hulle het goeie crit vir jou gegee. Ja, baie goeie terugvoer. Ja, dit Ja. was en ek het toe ongelukkig nie Die italics uitgehaal, ek het nie italics uithaal nie en ek het nie appendix agterin gesit wat met uitspraak van name help nie, want Jy hoef nie. ek het klaar wat s'ie woord? Ek het klaar 'n quote gekry vir hoeveel bladsy die boek gaan wees. Ja. En hulle toe gesê hulle sal my hou vir daai ou en wat ek gekry alhoewel hy eintlik klaar verval het want hulle quotes hou net vir 'n maand en dit was eintlik al meer as 'n maand. Toe sê hulle nee, ons kan aangaan. Hulle sal kyk dat hulle my kan hou by die oorspronklike quote. Moet jy besluit wat se drukker om te gebruik? Print on demand. So hoe jy op hulle besluit. Ek het die hele tyd so idee gehad dat ek dit met hulle wou doen en toe vra ek vir almal van Scooby van SBWR en hulle almal sê nee, print on demand is awesome en skryf en dit is ja, dit is ook net vir my. Ja, almal het goeie terugvoer gehad oor print Ja. on demand. Ek moet sê ek het ook al baie goeie terugvoer gekry oor print on demand en altyd aan die agterkant van my kop ook gehad. As ek ooit my eie boek wil uitgee, sal dit net print on demand wees. Maar mens met baie druk want anders is dit baie baie. Ja. Ja, en ek het En hoeveel het jy vir jou eerste printrun hoeveel het jy bestel? 300. So
ek hoop regtig dis nie te veel nie, maar ja. Nee, ek so. twyfel. Ek dink dit gaan goed Ja. gaan. Ja. Maar ek dink in elk geval 300 het goedkoper uitgewerk as wat dit sou uitgewerk het as ek 200. Ek dink ek het fisies minder betaal vir 300 as ek vir 200 sou Ja, betaal. Is dit hoe jy besluit? En nie per boek nie, ek bedoel die totale hoeveelheid dink ek is Ja, minder ja. gewees. Ja. Okay. So So daai drukkoste, is dit hoe jy gaan bepaal hoeveel jy wil vra op die einde van die dag vir jou boek? nee, ek het eintlik van die begin af 'n idee gehad hoeveel ek wil vra Van vir die hoeveel boek. So, in vergelyking hoeveel dit met ander boeke kos? Ja. Is dit ja, hoe dit ek het gesê ek wil R250 'n boek vra van die begin af, want as ek in 'n boekwinkel instap en 'n boek is R250 of meer as R250, dan raak dit vir my baie duur. Ja. Dan raak dit duur. Dan sê ek kan eerder 'n ander boek koop. per- En veral as dit nie 'n baie groot boek is nie, Ja. soos van die baie bekende skrywers wat baie dik boeke het, Ja. amper R500 vir 'n Ja. boek en daar's 4 of 5 in 'n reeks. Ja. En dit is amper altyd maak dit baie minder accessible vir mense. Ja. Dis so 'n cool boek, ek wil graag verder lees, maar ek het nie nou R500 om op 'n Nee. boek uit te gee nie. Mm, As hy Ja. bietjie minder was dan dalk, maar dit is al Ja. baie ding vir mense wil nie 'n plaaslike prys vir elke boek betaal. Ja. Al nie as mens plan om 'n hele klomp in 'n reeks te Ja. hê. Wat beoog jy want ek sien daar staan in nommer 1 op die rugkant van die boek en dit sê dat is die Dragon Rider saga. So vertel ons bietjie wat beoog jy vir die toekoms en wat lê voor? So ek het klaar werk begin op boek 2. Dit het ek al begin in Junie toe ek klaar gemaak het met boek 1, want ek is aandag gevleibaar en ek was verveeld geweest en ek wou aangaan. Jy het van die begin af geweet jy wil eintlik 'n tipe van 'n trilogy hê of nie? Hierdie Het hy so geword? hierdie is 'n trilogy, dit was 'n idee geweest Ja. om aan te vat van die begin af. Ja. Maar hierdie trilogy is deel van 'n groter reeks. Ja. So hierdie is 'n trilogy binne in 'n reeks. So jy het dit besluit, okay, nou seker nou nie 11 jaar terug nie, maar jy het dit 'n hele ruk al terug nog voor jy eintlik hierdie en toe nou finaal klaar geskryf het, jy geweet dit gaan Nee, ek het geweet ek begin skryf het al dit gaan baie dit wees. Okay. Ek het toe gedink of gaan dalk meer wees, maar ek het Okay. besluit ek as ek 'n storielyn wil hê wat een karakter volg, Ja. dan wil ek nie meer as 3 boeke doen nie. Okay. Want 1 boek is nie genoeg nie, 2 boeke is weird en ek wil nie meer as 3 doen. Okay. So dit is 'n trilogy en van Dit daar was af kan 'n ek goed besluite kan ek dit afbreek en ek kan verskillendes maak en ek kan dan aangaan met ander karakters wat ek ook Ja. kan Ja. inbring maar ek wil aanhou in hierdie wêreld werk want dit is Ja. iets wat ek baie geniet En ken. en goed ken en ek wil voel dit is interessant genoeg dat lesers ook sal wil meer in myself of familiarize met die wêreld en meer wil uitvind wat daar aangaan. So Ja. Het jy ander jonger jeugdiges gevra om jou terugvoer te gee? ek dink een van die eerste mense wat die boek gelees het was Waldo geweest. Hy het nie die boek klaar gelees nie, maar dit was 5 jaar nou terug seker. Ja. So hy het ook net 'n baie roewige weergawe gehad en hy het gesê hy hou baie daarvan. En hy het sommer op my bed gelees van die rekenaar af net so. Fyn. Ja. En dit was my baie cool geweest. Het jy daai tyd geweet dat jy gaan eendag sit met 'n boek in jou hand? Dit het nie gevoel asof ek ooit daar gaan kom nie. Ja. Ja. Ek het gehoop, maar ek het nie gedink, dit het nie gevoel asof ek ooit by daai punt gaan uitkom nie. So As hulle nou dalk hopelik nou voor Kersfees, daai 110,000 kopieë hier aflaai, jou 300 kopieë. Wat nou? Wat is julle planne min of meer, want ons sê altyd dis makliker om iets te maak en hier te sit of dit is 'n groot uitdaging, maar dit is nie waar dit stop nie. ja, Nou gaan daai boeke in ander mense se hande moet wees. dit En is. wat se planne het jy? En dink al so ver, want ek bedoel dit is iets wat ons nou almal deurdink en wat se platforms gaan jy altyd alles gebruik en om daai hoe gaan ons daai 300 boeke verkoop, want ons gaan jou almal help. Ja, ek het 'n Instagram en dis al wat ek het op die stadium. Ek het dit en ek het 'n Google vorm waar mense kan pre-order. So ek probeer die Instagram dink te doen, maar Instagram is eintlik nie die ideale platform nie, maar geen van die platforms is eintlik meer ideaal nie, want dit is Oorlaai. nee, maar ook hulle wil graag hê jy moet eintlik betaal vir
ads, want anders maak hulle nie geld nie. So eintlik is die algoritme werk dit in elk geval nie eintlik sodat dit moet nie. Dit werk nie in jou favor ooit nie want hulle wil jy moet betaal vir ads. Ja. So hulle maak dit as 'n prys eintlik dat dit sleg werk sodat jy dan betaal vir ads. En dit is maar net eintlik hoe al die platforms ingeleer is. So maar Instagram en ek en daar's al paar mense wat daarop is, maar niemand sal al weet wat particularly net iets gaan bestel nie. Maar mense wat Kan ek kom gooi met 'n boks tissue? Ja, asseblief. En dan en die ander goed, want ons het gister ons 'n bietjie daaroor gepraat, wat gaan jy alles nog doen? Wat Ek wil graag met YouTube begin, YouTube channel. Ek is nie seker hoe om dit te doen nie. Ek weet hoe. ja, Toevallig. goed, ons gaan dit doen. En nog So maar ja, ek wil dit doen. En die Google en dan volgende jaar, jy raas. En volgende jaar is die idee dat ons skoolvisits gaan doen wat my verskriklik angstig maak. ja, ek kan dit seker. Wat Ons gaan jou help. alright, Ja, ons sal hom op soos wat hy kom. ja. Ag ja, nee, dit maak nie regtig saak nie. Dit is net dit is nogal iets om aan te dink en dit maak kry so weird gevoel soos as mens soos droom mens val van 'n hoë gebou af en jy word wakker en jy op die vloer is so gevoel. As elke keer as ek dan dink Ja. Wat moet ek sê? Ja. Maar Okay. aan die ander kant is ek ook okay. Stappie vat. Maar dit is definitief iets wat ons gaan moet doen. Daar is boekwinkels of daar's 2 boekwinkels hierso in die Vrystaat in die middel van nêrens. Een in Bethlehem en een in Clarence. Wow. Een in Bethlehem en Clarence. Elke dorp mag net een hê blykbaar. Ek dink nie as jy nog kan ook een nie. Nee, Hulle het 'n biblioteek en dis Ja. dit. Nee, hulle het nie. Nee. Nee, hulle het nie. Maar jy's 'n klomp skole in die Ook area. Bethlehem met 'n biblioteek. Wat 'n mens, ek dink daai skoolvisit. Ja. Vat jy net aan en jy En Zoe is Kom beskikbaar vir skoolvisits. ja. As enige iemand weet van 'n skool wat hul baat daarby, ek is Ja. seker of van Ja. En jy gooi my net onder die bus. Of op die bus, ek weet. Dit is 'n aanstekende ding, maar ek dink ook dis 'n skoolvisit en want ons moet die boek ons het nou 'n paar keer en ek klink soos 'n afgerammelde, opgewende ou radio wat vashak van hoe dink jy, want jy's ook 'n tiener, 'n amper 'n groot mens, tiener, hoe koop jy boeke? En jy koop van 'n rak af. Ek koop van haar. En hoe gaan ons want meeste tieners koop van rakke af wat jy ken. Is ek reg? ja. Ja, dis Ja. of van rakke af of hulle sien iets op een of ander sosiale media platform van Okay. 'n storie, 'n En dan gaan prentjie soek hulle of ja, dis gewoonlik soos 'n illustrasie of 'n comic strip, is gewoonlik Okay. met graphic Of novels. hierso, ja, ek dink Wat jy soos 'n post sien van iemand wat 'n boek gemaak het en dis Okay. soos 'n mooi So illustrasie. sosiale dan media kyk jy en soek speel dit. definitief 'n rol. Dit doen, maar ek sal ook sê dis nie vir almal so nie. Nee. Dis Okay. dit hang af waarna jy kyk op sosiale media, so tensy jy na boeke en illustrasies kyk, gaan jy dit nie sien nie. Spesifiek, Ja, Ja. dit kom baie vir my op want ek kyk na dit. Ja. Okay. Maar ons gaan ons wil almal sê hierdie boek is baie hy is reeds beskikbaar. Julle moet sê as jy 'n Google vorm wil hê om een te bestel en as jy dalk meer met Zoe wil gesels en vra is sy beskikbaar. Julle post julle vra in die comments afdeling van hierdie kanaal en ons gaan julle op hoogte hou en ja, fotos pos en julle laat weet hoe gaan dit met die gevreesde skoolvisits. En definitief wys as hierdie boek aankom want Ja, dit baie ja, dit gaan wees. Dit gaan. Ek dink Ek weet nie waar gaan ons dit pak nie. 300 boeke. 300 boeke is eintlik nie baie boeke nie, maar dit gaan baie voel vir ons want ek bedoel as jy nou dink in die groot scope van as 'n publishing house 'n boek moet verkoop, moet hulle 300 000 verkoop om net 'n Profit te maak. net even te om net gelyk te breek. Okay. En moet hulle 300 000 verkoop. Ek hoef aansienlik minder te verkoop om gelyk te breek Ja, of om dit is een van Die die moeite werd te een van die wees. voordele van self-publishing. Ja. geen gatekeepers nie. En daar's die gatekeepers en jy kan doen net wat jy wil. Ja.
Ja, dit moet net 'n goeie produk gaan verkoop as dit omdat dit 'n goeie produk is. Maar ek dink word of mouth is maar die belangrikste ding, Ja. regtig. Dit is regtig, Ja. dis ek het hierdie boek gelees wat so cool is en my sussie het hom ook gelees en my boetie gaan hom ook nou lees en ons baklei oor die boek. Ons van 3 opgestyg. Ons gaan hoop dit gebeur met jou. Ja, ek glo so. Ja. Een ding wat ek wel kan sê van Zoe is, sy is 'n storieverteller van baie klein af en dit is net wie sy is. Sy is 'n storie mens. Sy dink in stories en vertel alles in stories. Sy Baie detail. praat meer as wat sy eet en sy ja, so ek is trek nou by waar is my watjie ingesit. Bladsy 5 ek dink. Nee, maar is darm 15. O ja. Okay. En maar ja, ek wil so graag net verder lees, maar wat ek wel wil sê is ek is regtig klaar into die storie. Ja. Ek het Ja. al baie ander weergawe van die begin gelees en so Ja. en vir ons die Ja. Frit ook Ja. het ek het gelees, maar Ja. dit is regtig, dit is gripping Dis en gripping. entertaining en En dis 'n ander ding wat baie ander van die ouens wat terugvoer ook gegee het. Dis 'n storie wat jy met 'n oop gemoed maklik vir jou tieners kan gee. Want dit is 'n mooi skoon storie. Ja. Dit was 'n groot ding ook vir baie ma's en tieners van boeke wat nie jy weet ja, dit is 'n boek met goeie morele waardes wat baie belangrik is, wat jy nie altyd weet nie en wat daar nie baie van is op die rakke nie. ja. Ja. So ons sien ek sien uit daarna om klaar te lees en ek hoop daar's baie ander mense wat net soos die ander mense wat nou al baie klaar gelees het, soos byvoorbeeld Janika wat ook nie kan wag vir die volgende storie nie. Ja. Bartomeel van sê ek kom nog gaan iets gebeur. Sit hy en sy sê ja, wat? Sê ek kan nie sê. Nee. Goed. Maar ja, ag baie dankie dat ons 'n bietjie met jou kon gesels het vandag. Ja. Ons is baie trots op jou en ek dink is 'n interessante paadjie wat ons saam met jou volg. Ons En is, nog gaan stap. ons is opgewonde vir jou toekoms. Ja. Opgewonde oor die uitkoms van die boek en verkope en ons vertrou dat en ons wens jou alle sukses toe. Ja. Dankie. Baie dankie. So dis lekker om ons 50ste episode te vier met 'n dubbelviering. Ja. En ons mag dalk eendag nog 'n derde aanbieder saam met ons hê. Ja. Maar julle moet almal 'n goeie feesdag hê Ja. en 'n lekker rustyd en vakansie. En dankie vir die jaar se ondersteuning en dat julle ons programme deel en ons waardeer dit baie. Ja, baie dankie. Dankie julle. Bye.